Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Dit gaan 'n bietjie anderster wees, want ons gaan gesels met Adriaan, 'n mylmodel wat se begin nie dieselfde is as die anders nie. Maar voordat ons kan gaan na ons onderhoud toe, gaan 'n ou gesiggie vir ons join op die Blitz Fokus bank en dit is geen anders as Aurelia Afrikaner vir die nuus. Bly ingeskakel. Dis Blitz Fokus. Hallo en welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus. Nou saam met my op die Blitz Fokus bank is iemand wat julle ou kykers sal herken en dit is Aurelia Afrikaner. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Ja, dit gaan altyd goed met my, al is ek moeg. Ja. Is amper die einde van die jaar en ons moet regtig deurdruk. Of jy nou hoe moeg is, die reis moet ons klaarmaak. Ja nee, dit is waar. Dis net 'n jammerte dat ek is moeg van my bus het gaan staan voordat ons hier gekom het. Okay. Ja, ek bly mos al die pad uit daar son, hè? So ek kom in met die bus. En die bus het gaan staan voor ons wind gekom het. Die bus is altyd 'n probleem. Ek kry die mense van ons son baie jammer wat op die bus windhoek toe kom. Daar's 'n hele paar busse daar. Nee. Ek ry gelukkig net die een, so ek het al gewoond geraak aan hom. Okay, so is nie daai ene wat julle oorlaai, julle kom by die pad en dan sien jy mos anders klim oor in die ander. Nee. Gelukkig het hulle dit verander. Okay. So wat hulle nou het, is dit 'n bus vir verskillende areas. Soos okay. byvoorbeeld die Eros en die Kleinwindhoek area Ja. en dan ons nou die CBD area. Ja, en goed ja, soos dit. okay. So dis eintlik 'n goeie ding, man. As hulle so gedoen het, het ek eenvoudig by die huis gebly. Ja, nee, dis dit. Kom maar een keer 'n week aankom. Sommer net van die huis af werk sal ook beter werk van die was. huis af. Ja. Ja, so met die elections. Ja, ek het gehoor daar is elections aan die gang. Ja, daar is elections gaan die 26ste wees, as ek nie verkeerd is nie, in November. En dit is nou die local en regional, as ek tog nie verkeerd is nie. Ja, ek het gesien, daar was 'n praat in die parlement dat die mense die ouderdomsgroep wil afbring tot en met 17, maar ek dink nie dit gaan 'n goeie idee wees nie van, ek weet 'n 17-jarige of 'n 16-jarige kind, jy kan maklik geïnflueer word en gesê word, nee, doen dit, ek gee vir jou dit. So ek dink nie dit is 'n goeie idee nie. Ek kan jou punt verstaan, ek kan jou argument verstaan, maar maar jy moet nou ook aan die ander kant dink. Dis die jeug wat oorvat. Dis die En hoe is dit regverdig vir hulle om iets oor te vat wat hulle nooit voorgestem het nie? Maar 18 is die regte ouderdom. Want jy weet, 'n 16 of 17-jarige kind het nog die mentaliteit van hy moet sokker gaan speel, hy moet stout wees in die klas en so voort. So dis nie asof ons nie die jeug insluit nie. Dies wat 18 is daar vir die jeug, vir hulle wat 15, 16, 17 is, voel ek. Is nie almal wat nie enige jeug is interessant of geïnteresseerd in politics nie. Wat jy nou hoe sê. Ja, okay. Dit verstaan ek. My enigste argument, of die enigste wat ek nog wil gee, dat ons nou nie hierdie in 'n debat verander nie, is daar regtig so groot verskil tussen 'n 17 en 18-jarige in terme van mentaliteit? Want ek kan dit nie insien nie. Soos byvoorbeeld van my kant af, jou mentaliteit om volwasse te wees, mature te wees, het meer te doen met jou lewe en jou opkoms as jou ouderdom. Ja. Verstaan jy? So om te dink dat 'n 17-jarig is te kinderagtig in vergelyking met 'n 18-jarig. Dit hang af van mens tot mens hoe jy opgebring is en dis al van ek kan 18 wees of ek kan 20 wees, maar dan is daar 'n 17-jarige kind wat meer matured as ek is. Ja, omdat hulle klaar. Ja, verstaan jy? So dis waar my hele ding inkom met die ouderdomsgroepe, sorry. Want jy kan eenvoudig sê per die wet is hy nou 18, 'n groot mens. Maar tog is hy nog steeds 'n kind. Ja. Verstaan jy? Dis hoekom ek sê, daai hele ouderdomsding, ek bly maar daar uit, want dit is so 'n groot debat om oor te praat. Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor iets lekker. Was jy by liefde by die naam? Glad nie.
En ek het Wat? gesien, ek het net die sneeuw van die mense gesien. Laas jaar so was ek, maar dit was net 'n bietjie so, seker was jy, kan jy vir ons vertel? Blitsfokus was daar. Enige wat Ja. op ons socials is sal sien, ons was daar. Ons kon ongelukkig nie die hele tyd gebly het nie. Daar was nou nie tyd om tot laat in die aand daar Hoe te was bly. die opkoms van die mense? Dit was lekker. Dit was regtig lekker. Lynn Marie was daar, Ja. Bernice West was daar. Tot wie is dit? Koos Kombuis. Tot Koos Kombuis het opgetree. Man. Nee, Die ou legende het opgetree. Ek sien jy het dit regtig waar geniet. Nee, dit was Volgende jaar sal ons nie mis nie. Ek sal seker maak. ons nee, daar beter nie. Hy beter nie. Hulle maar- beter terugkom vir volgende jaar ook. Kyk, met hoe dit uitgaan, met die hoeveelheid mense wat daar opgedaag het, Ja. sou ek sê hulle gaan terugkom, want dis nie asof dit 'n flop was nie. Ja, die nommers raak beter elke Die jaar, het ek nommers raak gesien. Ja, beter van laas elke jaar jaar. was die uitkoms van die mense ook. Dit was, jy kon sien, hy was mooi gemaak het en Ja. almal wou daar wees en almal wou foto's neem en almal wou geniet. So ek het gesien dat hierdie jaar was dit ook dieselfde. Ja nee, dit was groot veral teen hier 5:00 se kant, waar Ja. jy almal afkom van werk af en goeders Ja, soos dit. ja. Toe pak hulle aan daar so. En ek sê Dat jy eens ook 'n kans kry om net iets gaan koop om te eet of te drink van. nee, dit was waar ek gedink het hulle was briljant, nee. Want omdat hulle in Vegkop stadion was, hulle was Ja. in die rugbyveld. Ja. So wat hulle gedoen het, is hulle die rugbyveld self opgelos. En om die kante Ja. was die kos en die drankies en die alles. Wow. So jy kon lekker dans hier in die middel net en jou omdraai stoeltjie en en dan kan jy net Dit bietjie weg. Ja. was 'n goeie plan wat Dit- hulle uitgewerk het. Dit was so goed uitgewerk en die ding is gewoonlik mos nou by hierdie goeie sien jy hoe die mense sukkel om uit te kom. Ja, en goed om soos weer dit- terug te kom as jy klaar iets Ja, wil koop. maar dit was so gemaak, maar dit was ook so lekker vibe geweest. Ja, Dat die mense net net alles was by jy mekaar, stap sê net kant toe, jy stap kant toe kry jou koelrankie en dan gaan jy net onmiddellik terug in die crowd en en dans dan jy sê weer. weer. daar. Dit was 'n goeie Ja. plan, dit was 'n goeie idee wat hulle regtig uitgewerk het. Dit was En ek baie dink goed ander geweest. mense wat ook events nou plan kan dit by hulle leer. Ek voel dit is Net om eintlik gemaklik vir die mense ook te maak. Ja, veral as jy 'n konsert of 'n fees het. Ja, by groot Want- feeste. Presies, né? Ja. Nou, die ander ding is wat opkom is ek het iewers gelees. Ek hoop nou jy ken 'n bietjie meer hiervan. Jy's mos nou meer 'n senior journalist as wat ek is. Maar Okay. Namibia is eintlik besig met 'n sex offender registry. Ja, ek het gesien hulle het die praat in die parlement. Parlement gehad. Ja, die nuwe ministerie van Justice Mhm. het dit gesuggest moet ons sê in die parlement. Iets waaroor hulle nou moet opwerk. Maar ek dink dis 'n goeie idee om die lys te begin van soveel mense kom weg met soveel goederse. Ja. En ja, in ons gemeenskap hou ons daarvan om goed onder die mat te smeer. ja. Maar dan kan dit baie moeilik wees vir die mense om te trek down the person that probably started the thing, verstaan jy? Ja, ek van, verstaan. Van, dit raak so moeilik as die mense moet investigate en daar is nie 'n culprit nie. At least dan kan jy sê, nee, Jan is 'n sex offender vir 17 jaar. Hy het dit al iets so en so gedoen, miskien net met kleinkinders onder die ouderdom van 4, 5 geslap en so. En dan as er 'n saak kom gerapporteer word, 'n sex offender saak, dan kan hulle sien, o nee, die was Jan het dit so gedoen. Piet het dit so gedoen. Ja. Dan kan dit makliker maak vir die mense om die mense te track down. So ek dink ek is 100% met dit van dit kan alles gemaklik vir Alles die mense makliker maak wat die saak ondersoek en ja, Kyk, ek stem beslis ook saam daarmee na, maar nou vir my, nie laat ek saam jou stry nie, maar vir my Okay. is dit nou meer in 'n ander direksie in terme van die jeug weet wie van om weg te bly. okay. Want ek dink bietjie as dis 'n public registry. So Ja. enigiemand kan gaan. So as jy as jeug nou gaan en jy sê nee, maar ek voel nie gemaklik om hierdie persoon nie. Wat is fout met hom? Ja. Dan kan jy altyd sê o nee, maar hy is hierdie persoon. So kom ek waarsku my vriende goed soos dit. Verstaan jy? Ja. Want ek voel ook daai lys kan baie help om dit hoe kan ek sê prevent basies. Ja. Want dit help dis essentially 'n lys van wie om te verwyder, wie om versigtig oor te wees. Ja. Want ek weet baie geval veral nou hierdie jaar, daar was soveel minderjarige verkrachtings gewees. Ja, maar die ding is ons die jeug
gaan rapporteer nie soms nie, want dan word ons stilgemaak. Ja, En dis die ander meeste van die groot ding. mense, ek weet nie, dit gebeur meer close doors soos die een man investigative of dit gebeur meer close doors. Agtertoe deure, Agtertoe deure. So ek dink hulle moet baie logies stappe uitwerk van wie kan in die boek kom. Ja. Van dan staan ek op en ek was gisteraan uit met Piet en Piet het gekoop en wat en later dan besluit ek nee, Piet het dit gedoen. Verstaan jy? Ek kan net nie opstaan net omdat ons saam was, nog gaan registreer ek vir hom as 'n sex offender. Ja. Wat die sin sal maak nie. So as hulle wil hê dit moet 'n registrar begin, dan moet daar stappe wees van hoe, wie, wanneer, hoe kan jy in die boek, hoe kwalifiseer jy om in die boek te wees? Veral in terme van wat se evidence is daar teen. Ja, van jou ouderdom, ook ouderdomsgroepe af. Van net nou is die lys met die ouerige jeug ook, verstaan jy, met die ouerige mense. Maar jy kry kinders wat al 10, 13, 15 is, wat dit doen, maar dan kommunikeer die familie mos nou net en sê, verstaan jy. So ek dink hulle moet dit apart maak. Dan sal dit sin maak ook om nou hierdie kind net te defend teen die publiek. Verstaan jy? Van nou weet jy nie, Sarah se naam is daar, dan sal jy nou vir Sarah wat ook al gaan maak, verstaan jy? So it should be, dat moet limited wees na wie kan access kry na die boek toe, wie moet rapporteer en sovoorts, dan is dit 100% idee wat sal werk. Ja, maar idees is altyd net 100%, want daar's altyd goed wat kan verkeerd loop, want ek weet daar's 'n ander storie gewees 'n lang tyd terug van 'n pa wat so 'n lys gebruik het om hulle te jag. So ja, dit is maar, ek sal nie sê dit is 'n slegte ding, maar dit is iets wat moet baie versigtig gedoen word, wat ek sou sê. Ja. Veral as dit nou 'n public ding is wat die jeuggelande aan kan kry, veral jong kinders. Want ons weet mos nou al jong kinders vandag sit al met hoeveel social media accounts en alles. Dis die probleem. Dis een van die probleme, ja. As hulle dit implement, dan hoop ek hulle is 100% sal hulle gereed wees om al die obstacles of klagtes wat sal kom met dit, van elke idee kom met 'n challenge. Altyd. Dit moet ons weet. So ek hoop hulle sal gereed, hulle sal backup plan het vir die registrar. Ja, dan is alles alright. Ons hoop so, maar weer eens 'n plan, wat is die sê ding? Ek ken hom nie in Afrikaans nie, maar in Engels is dit a plan never survives first contact. Ja, which is true. Dit is waar. Dis waar so. Maar is 'n goeie idee met al die goed wat hierdie jaar gebeur het in Namibië met die kinders en so voort, is dit iets wat hulle regtig hulle se fokus moet opsit. Ja, solank hulle dit net mik om die jeug en alles te beskerm, asseblief tog. Ja. Maar dit gesê, Aurelia, baie dankie dat jy gekom het terug op die Blitz Fokusbank waar jy toe die jare tyd was. Ja, dit voel lekker om weer terug te wees, jy kan nooit sal jy heeltemal uit wees. Verstaan jy? Dit is nou maar so, maar dit gesê, kykers moet nêrens gaan nie, want hierna het ons 'n onderhoud met Adriaan. Hallo en welkom by hierdie episode van Blitz Fokus se onderhoud. Saam met my het ons vir Adriaan Steenkamp. Nou hy is nog 'n male model, so te sê, wat gesluit het om saam met ons te kom en vir ons bietjie meer te gesels oor hoe dit voel om mooi te wees. Hoe gaan dit met jou vandag, Adriaan? Dit gaan baie goed met jou. Dit gaan selfs goed. Soos julle kan sien, die moue is op. Dit beteken dit raak nou weer lekker warm. Iets waaroor ek persoonlik bly is. Ek weet nie hoe voel jy oor die koue wat daar was oor die paar maande nie? Nee, glad ek hou baie van die koue, want jy kan aantrek om warm te kry, maar jy kan nie aantrek om koud te kry nie. Jy is die eerste persoon wat my vang met daai logika, so kom ons beweeg aan. So, Adriaan, onlangs het jy iets gewen, 'n modelkompetisie, as ek reg kan onthou. Ja. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. So, dit was 'n kompetisie wat my ma gesien het op Facebook. En toe het sy net vir my gesê, ek skryf vir jou in. Soos ek het nie eens 'n keuse gehad nie, en toe wen ek. En dis hoe het begin het ook. Daar was 'n ander kompetisie ook op Facebook. Toe het sy my daar ook ingeskryf, toe kom ek in die top 3 en toe gaan ek op 'n bootreis saam met 'n klomp modelle met agente van oorsee af. Wow. Dit was nogals baie lekker, ja. So
So jy het nooit beplan om 'n model te wees nie. Nee, glad nie. Glad nie. Ek wou eintlik nog altyd 'n boer gewees het. Net op die plaas gesit het. Maar tog werk jy nou op 'n plaas. Ja, ek werk vir my pa op die plaas en dis baie lekker. So sou jy nou tel as 'n boermodel. Jy kan seker nou maar so sê, dis eintlik moeilik om te dink dat ek al twee kan doen, maar Ja, ek weet hoekom nie. Daar is soveel mense wat 'n ander werk het as om net 'n model te doen. ja, dis nogals moeilik om 'n voltydse model werk te kry, dink ek, veral in Namibië. Oor see is dit baie groter. Ja, hoe kan ek sê, ons mark daarvoor is nog besig om aan te klim. Ja. Nou 'n bietjie net uit beskryf. Wat is die eerste kompetisie gewees? Dit was figures. Ons het dan is dit ook so 'n face, dan moet jy nou 'n fotootjie instuur en dan kies hulle nou die mooiste gesig of wat vir hulle. En toe wen ek daai ding, toe gaan ons op daai bootreis. Okay. Maar dit is nogals mal geweest. Hoekom? Yes, alles is so op mekaar. Jy trek aan, gaan op die stage, loop, kom terug. Dan moet jy al klaar weer jou volgende klere aangetrek het en weer hardloop. So, dit klink 'n bietjie hektiek. Dit is nogals, maar dit is lekker geweest. Klomp interaksies met mense. Nou, jy sê daar is 'n klomp interaksies met mense. Nou, wat is die interessantste interaksie wat jy al gehad het? Mens stres gewoonlik so in daai situasies, jy let eintlik nie op wat gebeur, jy doen maar net wat jy moet doen. Ek weet dit. So jy kan nie onthou nie. Nee, shame. Dis erg. Dit is ek klink. Nou vertel ons 'n bietjie meer oor die boerdery, want dit het nou vir my omkant gevang so 'n bietjie. Dat jy model en 'n boer is, of al ons op 'n plaas werk. So wat se tipe plaas werk jy dan? Ons het klomp osse. En Osse? Ja, slag ons hulle vir vleis en dan verkoop ons dit. Ek dink nie ek het al ooit 'n os geëet nie. Jy het definitief al 'n os geëet. Definitief. Dis saam gewoonlik oor jy bok en jy oor skaap en jy oor 'n beeste, maar os. 'n Bees is 'n bul wat se Ja. goedjies uitgehaal het. Nee, ek weet dit, dis net mense gebruik gewoonlik nie die term os nie, dis wat ek bedoel. O, Maar dit ja. sal mos nou 'n bietjie om kan vang. Ja, die rede hoekom mense dit osse maak is hulle word groter, swaarder, Okay, ja, vetter. dit maak 'n bietjie meer sin, ja. Nou, hoe val die model en die boerdery saam in mekaar? Ag, ek weet eintlik glad nie hoor, want Glad nie. So jy gebruik nie jou model koneksies om die boerdery 'n bietjie meer advertising te gee nie. nee. So daar 'n glad nie. fotoshoot hou in die plaas. Ag, glad nou nie. Hou dit maar net so. Net so jy verkies om hulle uitmekaar uit te hou. Ja. Okay. Nou, as ek mag vra, wat is jou voorbereiding vir as jy nou 'n kompetisie deelneem of jy gaan na 'n fotoshoot toe? Jo, so as ek weet daar's 'n fotoshoot wat opkom, dan moet mense begin kyk na jou vel. Want so spysiekies en goed, wil dit nie hê nie. So dan is dit pilletjies wat jy drink en ja, oefening ek kan sê ek is geseën daarmee. Ek kan nie gewig optel nie, so Dit kan nie glad nie. glad nie, ek het al Glad nie, probeer. Die hoeveelheid mense wat ek nou aan kan dink wat gaan jaloers wees as hulle dit hoor. Ek het al probeer, ek kan nie, sukkel. Ja, dis daarom lekker. Dalk is jy gemaak om 'n model te wees. Ja, ek weet nie. Alles gebeur seker vir 'n rede, ja. Ek meen, jy het 2 kompetisies ingeskryf en 2 kompetisies omtrent gewen. Ja, so. Nou. Wonder wat's volgende. Ek wil eintlik graag weet wat is volgende. Wat het jy beplan vir volgende? Bly jy by die boerdery of dink jy om meer in te gaan in die model? Ek dink om meer in te gaan in die modelbedryf, want ek het nog 2 ander broers wat ook saam ons boer. En 3 op 1 plaas is. Ja, dat klink hektiek daai. Ja, Nou is hulle ook deel van die model of is dit Nee. net jy wat daar aanval? dis net ek. Hoe is jy van plan om aan te gaan met die modelwerk? Gaan jy jou eie portfolio bou? Gaan jy 'n skool bywoon? Mens moet my eie portfolio bou. Mm. Ja, so ek gaan dit net doen. Ek dink ons volgende jaar 'n fotoshoot in Suid-Afrika wat ek gaan doen. En dan van daar af moet die mens maar net alles vat soos wat dit kom.
probeer oral waar jy kan. Okay. Iewers sal mens vorentoe gaan. Iewers. Ja, nee, dis waar. Nou, wat ek graag wil weet is jy het nou genoem die 2 kompetisies wat jy gewen het. Dit is nou gesigkompetisies, nee. Ja. Nou gaan jy bly by 'n gesigmodel of gaan jy 'n volledige heel vollyf model word? So die eerste kompetisie was runway alles. Okay. So dan, maar dit is baie soos, nerve-wracking. Want jy loop en almal kyk vir jou en soos jy loop, dan kyk jy net, haal almal hulle selfoontjies uit, neem vir jou af, en soos dan, ja. So jy sê jy het op jou senuwee geraak daar. Ja. Ja. Nou, wat se advies sou jy gee vir iemand wat so op hulle senuwee raak? So wat sou jy sê help in daai geval? Ag, mens moet maar eintlik nie worry wat mense van jou dink nie. Want almal dink iets anders op jou nou van die dag. En mens moet confidence hê. So jy moet dit maar self probeer bou. Dis 'n interessante antwoord, nee, want ons langtydkykers sal weet ons het hierdie jaar 'n hele paar modelle al opgehad en coaches en goeters, nê. En hulle almal sê dieselfde ding, jy moenie worry wat mense dink oor jou nie. En ek voel dis 'n interessante vraag, want die hele idee van 'n model is om mooi te lyk vir ander. Is dit nie? Ja, dit is. Ja, maar tog is die eerste advies wat hulle gee is jy moet selfvertroue in jou hê, en jy moenie omgee dat die anders dink nie. Ja. Dis 'n interessante hoe hulle so te mekaar gaan as jy so daaraan dink nou dat jy dit eintlik opbring en sien. Ja, want as jy worry wat ander mense van jou dink, dan gaan jy nooit perfek wees nie. Ja, maar ek meen, bestaan perfeksie ooit? Nee, dit doen nie. Presies. Dis hoekom mense moet eintlik worry nie. Ja. Interessante gedagtes daai om aan te dink. Nou, 'n bietjie meer wat ek wil weet is, het jy enigstens voor die kompetisies wat jou ma vir jou ingeskryf het, jy enigstens voor dit gewonder aan modelwerk? Nee, glad nie. Glad nie, so dit was net randomly uit die blou tyd. Dit was net uit die blou tyd. Wow. Ek het nog net gedink aan boerdery voor dit. Toe begin die modelbedryf. So jy sê jy sommer kop eers ingegooi. Ja. Ek meen wel, hier sit jy. Ja. Het jy al meer as daai 2 kompetisies gewen? Nee. Nog nie. Ja. Ek het nog net vir daai 2 ingeskryf. Nou, dan moet ons, of anders dan moet jy aangaan. Ek is nogal geïnteresseerd om te sien, want gewoonlik met modelle en hierdie, jy kry altyd die stories van hulle was geïnteresseerd in klere dra en make-up en hulle daarvan gehou om te model as kinders en goed soos dit, nê. Dis gewoonlik die storie wat jy kry van modelle af. So jy wat nou kop eers daarin gegooi is, niks daarvan beplan nie en hier sit jy 2 kompetisies wat jy omtrent gewen het en jy's nou van plan om aan te hou. Hoe dink jy lyk dit vorentoe vir jou? Ag, ek weet nie, maar ek hoop dit lyk goed en ek wil graag eintlik net my eindbestemming sien om te weet wat gaan gebeur voordat dit gebeur. Ek dink dit is moontlik om so te sien, nie? In die toekoms ingaan. Oef. As dit maar moontlik was, dink ek ons sou niemand hier oor wees want almal sou toekoms toe gaan. Ja. Ja. Maar nou vertel ons 'n bietjie meer van nou dat jy meer inkyk in modelwerk. En wat het jy agtergekom van sê maar nou 'n buiteperspektief af is iets wat modelle mee sukkel? Ja. Hulle almal probeer perfek wees want almal kyk vir jou en goed. Maar ek voel jy moet nog steeds net jou lewe leef soos wat jy dit elke dag geleef het, anders gaan jy dit geniet nie. Soos by die huis bly want jy's bang iemand sien jou nou jy het 'n kort broekie met plakkies aan in plaas van jou hoekskoene en sulke goed. Ja. En eetgewoontes party van hulle raak. Ja. En dit is nie altyd gesond nie. Ja nee, dit kan ek sien as iets waarmee jy so sukkel. Maar wat van jy? Behalwe nou die senuweeagtigheid wat jy voel as jy stap, waarmee sukkel jy in terme van modelwerk? Ek het nog nie regtig iets gekry waarmee ek sukkel nie. Behalwe die senuwee as ek moet loop op die verhoog en so, maar anders is ek redelik alright. En in soos fotosessies. Ja. Mense moet altyd 'n goeie verhouding hê met die tannie of die oom wat die foto's Die fotograaf.
Die Ja. fotografeer, dink ek. Ja, want dan soos hulle sê vir jou ook partykeer wat jy moet doen. Ja. En dan moet jy volle vertroue dit doen, want anders gaan dit nie lyk soos wat dit moet lyk nie. Ja nee, ek kan dit glo. Ek is nou nie iemand wat hou van foto's van my nie so. Ek los dit maar vir julle mooi mense. Ek kyk ook nie regtig die foto's nie, ek neem dit net en dan my ma is meeste, maar daar. Ja. Nou, gewoonlik as mense senuweeagtig raak, nee, dan is daar altyd die snaakse foutjies wat gebeur. Nou ek wil graag weet wat het al met jou so gebeur? Iets wat heeltemal kon verwyder word, maar dat dit gebeur oor dat jy senuweeagtig was. Maar ek het een keer so geloop, toe trip ek so half, maar ek het dit daarom gered voordat ek geval het. Elke model se nagmerrie. Voetfoutjie gemaak. Ek is seker dat is elke model se nagmerrie om jy doen 'n stap en volgende gaat trip jy. Ja, maar dit gebeur. Ja, Gebeur eintlik baie. Ja. En ek sal so dink, nee, want nou dat jy dit opbring, ek dink is veral erger met die vrouens in hulle hakskoene. Ja, soos op daai boot waar ons was. Uh-huh. As jy loop, dan voel jy heeltyd hoe wie Ja, boot. ja, mos nou. So jy gaan nog so ook terwyl jy loop, dan moet jy fokus, man. Daar's 'n paar enkeltjies wat seer gekry het. Ai. Nou, ek bly maar in my platskoene. Ja, Dis al ja. wat ek sal sê. Nou, Adrian, dit is ongelukkig altyd wat ons het vir hierdie onderhoud. Maar voordat ons eindig, wil ek graag by jou hoor, het jy enige raad wat jy wil aangee? Vir jong modelle nou. Of mense wat dit wil Sê maar nou vir modelle of kom ons maak dit anderster. Wat van jong boerders? Of jong boere, ek dink. Ja. Mense sukkel, maar as jy deurdruk, gaan jy dit maak op die einde. Alles loop jy altyd 100% toe. Wel, Ja. Dis wat ek sal sê. ja, nee, ek dink dit is maar nou vir die hele lewe aangepas daar. Ja. Wel, Adrian, baie dankie dat jy saamgekom het op vandag se onderhoud hier op die Blitz Fokusbank. Dis 'n plesier, man. Dan sê, wel, kykers, julle moet ook selfs nêrens gaan nie, want hierna het ons 'n baie interessante boek. Wel kykers, dit is al wat ons het vir hierdie episode. Ongelukkig het ons nog wel nie 'n boek en 'n song gehad nie, maar moenie bekommerd nie, dit kom volgende week weer. Ons het 'n bietjie te veel geniet om te gesels. Dit gesê, maak seker om ons elke Woensdag te kry en maak seker om ons social media's te volg. Hierdie was Blitz Fokus. Sien julle volgende week.